Goeiedag, ek is Dr. Ilona Joubert van Cape in Kaapstad. Dankie dat jy ingeskakel het om vanoggend na ons gesondheidspraatjie te luister. Ons gesels vandag oor soeibrand, gastro-intestinale reflux. Baie mense ken hierdie gevoel, 'n branderige sensasie agter in jou bors of in jou keel, 'n suur wat opstoot en 'n onaangename smaak in jou mond, veral na ete of wanneer jy gaan lê. Hierdie simptome word oor die algemeen genoem soeibrand, maar in mediese terme praat ons van gastro-esofagale reflux siekte. Dit is een van die mees algemene spysverteringsprobleme wêreldwyd en alhoewel dit nie baie gevaarlik is nie, kan dit die kwaliteit van jou lewe dramaties beïnvloed. So wat is dit nou eintlik? Dit gebeur wanneer maaginhoud veral die suur terugvloei in die slukdarm in. Tussen die maag en die slukdarm is daar 'n kleppie wat van spiere gemaak is, 'n sfinktervorm wat normaalweg toe gaan nadat jy geëet het. In partykeer is daar 'n lekkasie in hierdie kleppie wat veroorsaak dat hy ontspan en die maaginhoud dan lek. Tipiese simptome is 'n brandgevoel op die krop van jou maag, suursmaak in jou mond, kos wat opkom in jou keel, pyn of ongemak op die krop van jou maag en simptome wat vererger na 'n volmaaltyd en wanneer jy gaan lê. Sommige mense het ook atipiese simptome. Hulle sal vir jou sê hulle het nie soeibrand nie, maar hulle het 'n kroniese hoes, hulle het 'n seer keel, hulle kan 'n hees stem hê en 'n gevoel dat daar iets in hulle keel is. So reflux kan veral vererger word of bydraende faktore in pasiënte wat oorgewig is met verhoogde intra-abdominale druk en vir daardie selfde rede ook by swanger vroue kan ons dit meer sien, alkohol, kafeïen, spicy foods soos chilies ensovoorts, rook en veral baie stres en dan ook die verkeerde gebruik van anti-inflammatoriese middels. Wanneer is dit ernstig? Wanneer is dit 'n rooi vlag en moet ek beslis dokter toe gaan? Wanneer dit moeilik raak om te sluk, veral as vaste kosse begin vassteek in jou keel. Pyn wanneer jy sluk, onverklaarbare gewigsverlies, as jy bloedbraak of melena stoelgang, swart stoelgang het, en aanhoudende simptome ten spyte van behandeling. Hierdie kan dui op moontlike komplikasies wat aangespreek moet word. Wat help ten opsigte van lewenstyl om te verander? Nommer 1 is altyd gewigsverlies. Kleiner, meer gereelde maaltye. Vermy om te gaan slaap 2 tot 3 ure nadat jy geëet het. Jy kan die kop van jou bed effens oplig as jy 'n kroniese probleem het en jy kan alkohol beperk en rook ophou rook gaan definitief 'n groot verskil aan hierdie storie maak. Mediese behandeling, ons gebruik PPI's, protonpomp inhibitors. Dit verminder die suurproduksie na die maag. Die doel is nie net altyd om die simptome te verlig nie, maar wel ook om die slukdarm en die maagslijmvliese te beskerm teen langtermyn skade. Die langtermynperspektief is, dis waarskynlik 'n goeie idee as jy kroniese soeibrand het om ten minste een keer in jou lewe vir 'n gastroskopie te gaan. Die meeste van dit egter sal medies behandel kan word en chirurgie is nie nodig nie, maar dit is baie belangrik om pre-kankeragtige letsels uit te skakel in hierdie gevalle. Met ander woorde, dis 'n baie algemene kondisie, maar met die regte kombinasie van leefstylsveranderinge, medikasie, die uitskakeling van ernstige komplikasies met 'n gastroskoop, bewusmaking en gewigsverlies, kan die meeste mense 'n normale, gemaklike lewe lei sonder voortdurende soeibrand. Dankie dat jy weer eens ingeskakel het.